het hy aangekom by 'n plek met die naam Not. Daar was 'n priester, Achimelek. Toe hy Dawid sien aankom, het Achimelek hom ontsteld tegemoet geloop en gevra, "Waarom is hy alleen?" Dawid het geantwoord, "Die koning het my opdrag gegee en gesê, niemand mag iets weet van die saak waarvoor ek jou stuur nie, en wat ek jou beveel nie. My manskappe is op 'n ander plek. Maar nou iets anders. Gee tog vir my 5 brode, of net wat u beskikbaar het." Die priester het Dawid geantwoord, "Ek het nie gewone brood byderhand nie, hier is net gewyde brood. As die manskappe hulle tog van vrouens weerhou het." Toe sê Dawid vir die priester, "Soos altyd wanneer ek gaan oorlog maak, is vrouens vir ons verbode en daarom is die liggame van die manskappe rein. Al is dit ook 'n gewone onderneming, is die liggame vandag nog rein." Die priester het aan Dawid die gewyde brood gegee, want daar was nie gewone brood nie, net die offerbrood wat op 'n bepaalde tyd uit die tempel verwyder word om dit deur vars brood te vervang. Een van Saul se slawe moes daai dag in die tempel deurbring. Sy naam was Doeg. Hy was 'n Edomiet, die hoof van Saul se veewagters. Dawid het ook vir Achimelek gesê, "Is hier nie miskien 'n spies of 'n swaard byderhand nie? Ek kon selfs nie eers my swaard of my ander wapens vat nie, want die saak van die koning was dringend." Toe sê die priester, "Goliat, die Filistyn se swaard wat u in die dal by die groot boom verslaan het, is hier. Wat dit vir u as u wil, want hier is geen ander wapens nie." Toe sê Dawid, "Daar's nie nog so een nie, gee dit vir my." Hierna het Dawid klaargemaak en dieselfde dag nog weggevlug na koning Akis van Gat toe. Akis se amptenare sê toe vir hom, "Is dit nie Dawid die koning van die land nie? Sing hulle nie vir hom in koordanse nie? Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000 nie." Toe Dawid besef wat hulle sê, het hy baie bang vir koning Akis geword. Daarom het Dawid begin maak of hy waansinnig is wanneer hy by hulle was. Hy het gedurig gemaak of hy mal is. Hy het teen die deure van die poort gekrap en sy spoeg in sy baard laat afloop. Akis het vir sy amptenare gesê, "Julle kan mos sien die man is mal. Waarom bring julle hom na my toe? Het ek behoefte aan mal mense dat julle hierdie een na my toe bring om by my mal te wees? Moet hy in my huis inkom?" So moes Dawid toe weer vlug. Hy het daarvandaan weggegaan en ontsnap na die Adullam grond toe. Volgende keer vertel ek wat daar gebeur.